Goed, jy kan saam met my lees, kom ons begin weer eens daar so by hoofstuk 4. Jy kan onthou, hulle het nou in hoofstuk 3 was die troue, hoofstuk 3 was die troue, ek sien net so 'n bietjie agtergrond, dat jy net kan weet waar is so 'n paar mense wat nou van so het nie gehoor het nie. Hoofstuk 3 was die huwelik, hoofstuk 4 is nou die honeymoon night, soos ons dit kan noem, en dan het ons in hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot 5 het hy vir haar hierdie geweldige beskrywing in 7 punte gegee oor sy bruid. Hy het na sy bruid gekyk en hy het 7 punte eienskappe van haar uitgenoem wat hy in haar sien, wat 'n mens basies kan beskryf as haar honeymoon pakkie, En dit wat hy in haar sien is vir hom vreeslik mooi, dit is vir hom geweldig aanloklik, dit doen iets aan hom, en as 'n mens vir jouself wil afvra as bruid, wat is vir die bruidegom aanloklik? Wat gaan sy hart roer? Dan moet jy kyk of daai 7 eienskappe in jou lewe is. Nou dit is beeldspraak met 7 geestelike eienskappe wat ek nie nou kan noem nie, ons kan nie nou weer daarna kyk nie, dit is wel opgeneem, so jy kan dit by my kry. Maar dit wat hy aan haar sien is vir hom so geweldig, dat hy sê in vers 9, U het my hart gesteel, my susterbruid, U het my hart gesteel met 1 straal van die oë, met 1 kettingkie van U halssieraad. Hy sê dit wat hy aan haar sien, het soveel emosie by hom opgewek, dat sy hart gesteel het. Dit is vir hom so mooi, dit is vir hom so aantreklik, so aanloklik, en van die Engelse vertaling sê het, You have ravished my heart. With one look of your eyes, you have ravished my heart. Nou wil ek net gou vinnig vir u sê, jy moet weet as die bruidegom, en u moet dit regtig in hierdie lig hoor, dit is die bruidegom wat vir u met u as bruid wil praat. Hy wil vir u sê, hy het emosies, daar is sekere goed in jou lewe wat vir hom aanloklik is, dit roer sy hart, dit kan hom, die ander vertaling sê, you have captivated my heart, jy het dit gevat, jy het dit geneem, dis joune, jy het eienaarskap van my binnewêreld geneem. Want jy sien, die bruidegom is vol emosies, nie dood nie, is vol emosies, jou lewe, en ons het baie maal hierdie ding in ons binnewêreld, en jy hoor altyd mense wat praat so, wat natuurlik geweldig kosbaar is hoe geweldig die teenwoordigheid van God hulle beleef het, en hoe God hulle hart geroer het. Maar het jy al stil geraak dat wanneer jy deur hierdie boek Hooglied lees, wat jou teenwoordigheid aan hom doen? Want jy hoor net die een kant, asof hierdie verhouding eensydig is, maar weet jy wat doen u, en u uitroepe na hom, wat het aan sy binnewêreld doen, en jy sien hierdie boek, wil in 'n mate is die sluier van God se hart af oplig, dat u kan sien, maar kyk, wat doen jy aan my, kyk wat doen jou teenwoordigheid aan my, hoe laat dit my voel, en dit is belangrik, dat ons nie net die belewenis van God as lekker moet beleef nie, en die groot vraag is, wat ek nou vir u hier gaan vra, ken jy werklik die hart van die bruidegom? Ken jy werklik die hart van jou bruidegom? Dit is nie iemand anders se bruidegom nie, hoor, hierdie is 'n persoonlike ding. Jy is bruid, jy het 'n bruidegom. Dit is persoonlik. En ons moet 'n slag besef, wat is dit wat ons toenadering tot hom, aan hom doen, aan sy binnewêreld doen? Dit roer hom so dat hy met haar wil intiem wees, as jy daai hoofstuk verder lees, hy wil graag intiem met haar wees, want dit wat hy aan haar sien is vir hom so uitloklik, dat hy eintlik, in hierdie praat dit nou in die seksuele taal van die intimiteit, waar dit in die geestelike natuurlik praat van geestelike intimiteit. Maar hy wil nou by haar ingaan, hy wil by haar intiem wees, want dit wat hy aan haar sien is vir hom so aanloklik. En weet jy wat is die wonder van hierdie hele gedeelte? Hulle het nog heeltyd verhouding. Maar hier in hoofstuk 4 gebeur iets wat hulle nog nooit voorheen beleef het nie. Hulle gaan 'n diepte in wat hulle nog nie voorheen ingegaan het nie. En dis die uitnodiging van die bruidegom op die bruid, is
Ons kan verhouding hê met mekaar, ons kan met mekaar verwandel, maar weet jy, ek wil jou in 'n dieper verhouding inneem. Hier is vandag 'n uitnodiging op u lewe. Daar's meer diepte. Hy wil u dieper inneem. Hy wil verder met u loop. Hy wil hê u moet goed beleef wat u voorheen nog nie beleef het nie. Hy wil geslote areas in die siel oopbreek wat voorheen nie oopgebreek was nie, wat nog toegesluit is vir hom. Jy het nog nooit die vrymoedigheid gehad om God so ver en so diep te laat ingaan in die binnewêreld nie. As gevolg van miskien verskillende redes in die lewe, maar hy het nou 'n geweldige begeerte na sy bruid. Hy sê hier in hoofstuk 4 vers 12: My suster bruid is 'n geslote tuin, 'n geslote bron, 'n verseelde fontein. Dit spreek natuurlik van haar maagdelikheid, né? Dit spreek van haar maagdelikheid. Sy is 'n geslote tuin, dit beteken die tuin is gesluit, daar was nog niemand daarin nie. Sy is 'n geslote bron. Niemand was nog in daai bron in nie. Niemand het nog van daai bron dit gaan delf nie. Dit sê is 'n verseelde fontein. Niemand het nog van die fontein gedrink nie, want die fontein is nog geseël. Dit spreek van haar maagdelikheid. En in die geestelike sin kan ons vir 4 hoofstukke verhouding hê met die bruidegom, maar is ons nog 'n geslote tuin. Ons is nog 'n verseelde bron. Ons is nog 'n geslote fontein. As sekere areas van jou siel wat die bruidegom wil intree en hy wil sê, sluit vir my oop, breek die seël, ek wil dieper met jou gaan. Ek wil hê daar moet gedrink word waarvan nog nooit tevore gedrink is nie. Ek wil hê daar moet hierdie tuin moet geniet word wat nog geslote is. Hy wil baie dieper met u inbeweeg, raak in 'n intimiteit en dieper verhouding met u. Dis uitnodiging op u lewe. Daar is nog sekere areas in u siel wat nog soos 'n maagd is in die geestelike. En u moet die vrymoedigheid hê om hom te vertrou, omdat u hom werklik leer ken om te sê, ek kan hom maar vertrou. Dis my bruidegom. Die sekere areas in my lewe wat vir niemand anders was, dis net vir hom. Dit het geslote gebly vir hom. Ek kan hom maar vertrou om dieper te gaan, al is ek bang om dieper te gaan, want in die fisiese verhouding op aarde, deur verskillende goed wat ek beleef het, was ek gewond, maar weet jy, vir hom kan ek maar oopsluit. Hy kan maar inbeweeg, ek kan hom maar vertrou. Hy wil my nie wond nie, hy wil my genees. Hy wil hê ons moet saam drink van hierdie fontein. Jy kan verhouding hê met die bruidegom, maar jy kan nog nooit die diepte van die huwelik in die geestelike beleef het nie. Hy wil jy baie dieper lei. Hy wil nie verhouding met jy hê nie. Hy wil nie net verloof wees nie. Hy wil met jy trou. Hy wil waarlik hê jy moet inbeweeg in die verhouding van bruid en bruidegom beleef. Nie almal beleef dit nie. Nie almal beleef dit nie. Nou kom hy in vers 16 en dan sê sy, word wakker noordewind en kom suidewind, deurwaai my tuin, laat sy balsemgeure uitvloei, laat my beminde in sy tuin kom en van sy kostelike vrugte eet. Wat sy nou eintlik doen is, sy is besig om my kleertjies uit te trek, sy maak haar naak. Dit is wat daai beskrywing eintlik beteken. Ek wil hê hy moet eet, jy kan kom. Hy het van gesê, sy is so mooi, jy het my hart gesteel. En sy sien iets van sy hart, dat sy kan weet, ek kan maar oorgee. Jy gaan nou sien hoe het sy oorgegee, wanneer ek jy verder neem in die boodskap. Dat sy hom eintlik nou vertrou en sê, jy kan, hier is ek. Sluit maar die tuin oop, breek die seël van die fontein. Sy trek die kleertjies uit en sy sê vir hom, hier is ek. Hier is ek. Kom eet van die vrugte in die tuin. En dan vers 5 vers 1, hoofstuk 5 vers 1 sê hy, is dit weer die bruidegom wat praat, ek het in my tuin gekom, my suster, ek het my mirre met my balsem gepluk, ek het geëet van my heuningkoek met my heuning, ek het gedrink my wyn met my melk, eet vriende, drink, het word dronk bemindes, sien nie, daar het hy ingegaan, het geëet van die tuin, het gedrink van die fontein, dit wat hy geproe het was soos heuning, dit was soos melk, en dan kom die uitnodiging, drink, het word dronk, word beïnvloed, bemindes, sy uitnodiging op die lewe, sy uitnodiging op die lewe, maak oop jou siel,
Die geslote dele van jou siel waar hy nog nie kon in nie. Hy wag vir jou om oop te maak. Hy wag vir jou om hom te vertrou. Hy wag vir jou sodat hy jou dieper kan neem. Nie jy wat vir hom wag nie, hy wag op jou. Hy wil verder gaan met jou. As jy maar net werklik sy hart sou ken, en dis die een groot probleem waarom die tuin geslote bly. Die fontein verseël bly. Ons ken nie werklik die hart van die bruidegom nie. En deur hierdie boek wil hy hê, jy moet dit leer ken. Jy moet dit leer ken. Dan wil ek graag verder gaan, vers 2. Ek het geslaap, maar my hart het gewaak. Hoor my beminde klop. Maak vir my oop, my susterbruid, my vriendin, my duif, my volmaakte, want my hoof is vol dou, my haarlokke vol nagdruppels. Ek het my kleed uitgetrek, hoe kan ek die weer aantrek? Ek het my voete gewas, hoe kan ek dit weer vuil maak? My beminde het sy hand deur die deuropening gesteek, toe het my binneste oor hom in beroering gekom. Ek het opgestaan om vir my beminde oop te maak, terwyl my hande drup van mirre en my vingers van vloeiende mirre op die handvatsel van die grendel. Ek het vir my beminde oopgemaak, maar my beminde het weggedraai, verbygegaan. Ek het my besinning verloor toe hy gespreek het. Ek het na hom gesoek, maar hom nie gevind nie. Ek het na hom geroep, maar hy het my nie geantwoord nie. Snaakse teks. Nou, daar's 'n paar verklaringe oor hierdie gedeelte in vers 2, wat baie van die mense sê, is hy het nou toenadering gesoek, weer tot die seksuele, hy wou nou weer seksueel verkeer, en sy wou nie. Daai wat dit sê, hy sy hand op die deur gesit, en het die deur oopgemaak, sê hulle, het hy sy hand op haar privaat gedeelte gesit, en hy wou oopmaak, en sy het gesê, nee, ek wil nie nou oopmaak nie, en toe het sy nou maar later ingegee, maar hy is toe nou, omdat sy nie wou ingee vir die intimiteit nie, het hy weggedraai en hy het aanbeweeg. En daar is alweer van die ander verklarings wat sê, dis 'n droom, 'n nagmerrie wat sy beleef. Nou my opinie is, ek dink nie dis 'n droom nie, en ek dink ook nie dit is seksuele toenadering nie, want hy het nou net seksuele toenadering gesoek in die vorige hoofstuk, hy het dit beleef, en sy is eintlik na die seksuele toenadering, en dit wat hulle beleef het in hoofstuk 4, en in hoofstuk 5 vers 1, nadat hy geëet het, is sy nou eintlik bevind sy haarself op 'n bed, 'n posisie van rus. 'n posisie van rus. My opinie is, dit wat hy eintlik hier wil doen, is nie om in die kamer te wil in nie. Hy wil haar eintlik uitlok. Hy wil haar uitlok. Want jy sien, baie maal is die een groot gevaar met die geestelike lewe, is dat wanneer ons so geweldig in God se intimiteit inbeweeg het en so kragtig sy teenwoordigheid beleef het, is dat ek net daar wil bly. Dit raak 'n gemakzoon. Maar jy kan nie daar bly nie. Ons is nie geroep om soos Boeddha beeltjies en die boeddhiste die hele dag te sit en mediteer, en hulle sit en mediteer, dat van hulle sê, daai ou is in die vorm van 'n meditasie as 'n mammie gevind, en hy is nie eintlik dood, hy is lewend, hy is nou net in 'n staat van nirvana, hy gaan nog wakker word, maar hy is nog steeds in meditasie. Hy is nie 'n mammie nie, hoor. Die liggaam van Christus, die bruid, is nie veronderstel om 'n mammie te wees, soos 'n Boeddha wat sit en mediteer en is dag en nag, en jy is in hierdie staat van absolute heiligheid en intimiteit met die gode, en jy is nee, jy moet wakker word partymal. Hy wil jou partymal wakker word. Die geestelike lewe bestaan nie net uit die bed nie. Hy wil haar verder neem. Hy wil haar verder neem, want hy wil hê sy moet werklik sy hart leer ken. Daar gaan weer intimiteit wees, en natuurlik is jy blye in sy intimiteit, maar partymal wil hy jou uitlok uit die gemakzoon. Hy wil sê, kom. Hy kom na die deur toe, en hy sê, ek het geslaap, my hart het gewaak, hoor my beminde klop, maak vir my oop, my vriendin, my duif, my volmaakte, want my hoof is vol dou, my haar lokke vol nagdruppels. Dit is nogals interessant. Nadat hulle intiem was, het hy nie saam met haar in die kamer gelê en rus nie, maar hy was buite, en hy die aanraking van die wêreld gevoel, met die feit dat sy hoof was vol dou. En daar was die druppels van die nag op.
Hy was dus buite, nie binne nie. En wat hy eintlik wou hê, is sy moes saam met hom buite wees. Hy wou nie in nie. Ek glo nie dit was 'n droom nie. Ek dink nie dit was weer toenadering tot die seksuele nie. Hy wou haar na buite lok want hy wou iets nuuts in haar hart doen. Hy wou met haar wandel, hy wou haar iets nuuts leer. Hy wou vanuit daai intimiteit, wou hy die wêreld raak. Wou hy hê die wêreld sy moes die wêreld kon voel, hulle aanraking. Want hy wou deur dit iets in haar binnewêreld doen en plant en geboorte aangee. En dan doen hy hierdie vreeslike moeite, ergens op sy hart, 3-4 keer, ek sê, hy spreek tot haar, hy maak die deur om, hy sê vir haar mooi goedjies, maar sy maak nie oop nie. En die moment as sy oop maak, sy sien nog sy hand, en dan maak sy oop, en dan woep, is sy weg. En dan wat sy dan voel, is sy voel die skuld van ongehoorsaamheid. Sy voel die skuld van ongehoorsaamheid, en dan gaan soek sy hom. En hierdie is die groot probleem. En dis dit wat hy haar wou leer. Ek het vir my beminde oopgemaak, maar my beminde het weggedraai, verbygegaan. Ek het my besinning verloor toe hy gespreek het. Ek het na hom gesoek, maar hom nie gevind nie. Ek het na hom geroep, maar hy het my nie geantwoord nie. En toe beweeg sy uit die kamer en sy gaan soek hom. En dan vers 7, die wagte wat in die stad rondgaan het my aangetref, hulle het my geslaan, my gewond, die wagte by die muur het my mantel van my afgeneem. As jy na die volgende hoofstuk kyk, dan is hier nie wêreldlinge nie, hoor, hierdie is kerkmense. Dis kerkmense wat daar hier wond. En ons oë moet nie altyd net op die wêreld wees as die blokkades in my lewe na die soeke om die bruidegom te vind nie. Dis baie maal is die kerk. Die liggaam van Christus is baie maal die wie my wond, wanneer ek hom soek, want hulle verstaan nie waarmee hy besig is nie. Hulle maak uitlatings op die toestand van my lewe, waarin hulle geen benul het wat eintlik aan die gang is nie. Want God se weë is nie my weë nie, en weet jy, ons moet maar persop as 'n liggaam, om uitsprake te maak oor ander kinders van God se lewens, asof ons God is. Jy weet, dit is so maklik om te oordeel. So maklik om die kerk te veroordeel en aanklag te vind. Dit moet sonde wees, dit moet dit wees, en is ongehoorsaam, en is die. Ons moet eerder stil raak en help soek, as wat ons uitsprake wil maak, waaroor ons geen idee het nie. Geen idee het nie. En dis baie maal hulle wat 'n struikelblok is tot die vind. Die wagters het daar nie gehelp vind nie. Hulle het haar verwond op die pad. Hoofstuk 8 sê, ek besweer julle dogters van Jerusalem, julle gaan nou vir julle nog 'n klompie nuwe goed deurgee. Ek besweer julle dogters van Jerusalem, as julle my beminde vind, wat sal julle hom vertel? Dat ek krank is van die liefde. Sy sê vir die dogters van Jerusalem, sy wend haar weer tot iemand anders. As julle hom vind, sê vir hom, die een wat hom soek is krank van die liefde. Hoekom soek sy hom? Want sy is krank van die liefde. Is nie sommer maar net omdat sy hom soek nie, sy is krank van die liefde. En dan is dit die beskrywing van hom, gee 5 punte van hierdie bruidegom. Dan kan jy verstaan, hoekom is die bruid krank van die liefde? Dan vra die dogters van Jerusalem vir haar, wat is u beminde meer as ander beminde, o skoonste onder die vroue? Wat is u beminde meer as 'n ander beminde, dat u ons so besweer? Sy aardig dat hulle haar so vra, hulle wil graag weet. Want sy het in gehoorsaamheid opgetree. Sy moes eintlik maar gereageer het toe hy gespreek het, né? Dit was die onmiddellike wat sy moes doen, want hy wou haar uitlok. Sy was ongehoorsaam. Maar hy ongehoorsaamheid lei tot iets. En nou kom sy hierdie mense op die pad teë, die dogters van Jerusalem, en hulle sien sy's gewond. Haar gewaad is van haar afgetrek. Wat hy wagte gedoen het, hulle het haar dus ontbloot. Die liefde is veronderstel om te bedek, dis wat die kerk veronderstel is om te doen, is om toe te maak, te beskerm. Hierdie wagte het haar ontbloot. Hulle het die mantel van haar afgeruk. Hulle wou vir die wêreld haar sonde wys. Nie wat ek veronderstel is om te doen nie, ons wil onderstel om toe te maak, te beskerm, eerder toe te draai en te sê, kom, ek neem die skande van jou weg, sonder om jou te wond. Hulle het dit gesien.
Hulle sien die vrou is ontbloot, hulle sien sy is gewond, maar in hierdie verwonding is sy nog steeds op soek na haar bruidegom, en hulle wil weet, maar hoekom hou jy aan soek? Hoekom hou jy aan met soek? Want wat ons baie maal doen is, die moment as die kerk ons gewond het, en ons is op soek na die bruidegom, hier vind ons hom nie, hy reageer nie op my roepstem nie. Wat is ons reaksie baie maal? Ons begin met veroordeling sit, en ons veroordeel die kerk, en ons veroordeel die mense, en ons sê, ag, ek gaan nie die Here verder soek nie, maar kyk, ek is mos net 'n mens, ek gaan nou en dan ongehoorsaam wees, kyk wat het hy my nou laat oorkom, verwonding op die straat, ek is op soek na hom, maar kry verwonding. Jy weet, en jy kan met soveel vrae in jou hart begin sit, oor, hoekom laat die bruidegom dit toe? Jy weet, en dis die normale reaksie van die mens en van die vlees, maar weet jy, die manier hoe sy reageer op hierdie verwonding en op die feit dat die bruidegom weg is en die bruidegom nie reageer op haar stem nie, is so anders dat dit vrae uitlok by die dogter van Jerusalem. Want jy moet iets anders wees aan hierdie bruidegom wat jy soek, want geen mens soek so nadat hy so gewond is, nadat die man wat hy soek nie reageer op die roepstem nie, nadat daar stilte is, geen mens reageer so in die midde van 'n storm in sy siel nie, met so soeke na 'n bruidegom nie. Wat maak jou bruidegom anders? En weet jy, dis eintlik wat die bruidegom wou hê moes gebeur. Hy wou haar uitlok in die midde van 'n krisis, sodat die wêreld kan vra, maar hoekom is die kerk so anders? Hoekom wou die kerk aanhou soek? In die midde van die wêreld geskit word, hoekom is hulle reaksie so anders? Jy sien, die bruidegom wil jou juis uitlei van daai plek van intimiteit, dat jy soos 'n pilaar kan staan, een wat soek na die bruidegom, al is sy stem stil, al reageer hy nie in die midde van die storm nie, al word jy gewond op watter maniere ook al, as die wêreld begin sien, maar kyk hoe reageer hulle in die middel van die wêreld wat geskit word, met 'n soeke in hulle hart na hom. Jy moet iets anders wees aan hierdie God, wat ek nie ken nie. Ek sit miskien jare in 'n kerk, in 'n dwelmhuis. Ek het miskien jare gehoor van hierdie God en van hierdie Jesus, maar hier's iets anders in hierdie bruid se lewe wat ek nog nie op 'n ander plek sien nie. Jy moet iets anders wees. Sien hulle dit? Sien hulle dit? Laat ons lewe hulle vra. Hoekom hou jy aan soek? Wat is anders aan hierdie een wat jy soek? Want ek verstaan dit nie, dit maak nie vir my sin nie. En dan sê sy vir hulle, kom ek vertel julle wat maak hom anders. En weet jy moet hierdie verse gaan lees. Jy moet dit gaan lees, hoor. Moenie hierdie goed sien as gering nie. Hierdie is 'n beskrywing oor Jesus wat jy nie in die Nuwe Testament vind nie. Dis hier om ontdek te word, want hy wil unieke eienskappe van homself aan die openbaar en aan die oorgee. Jy moet gaan stil raak hierby, laat dit u deurdrink, laat dit u souk. En sy gee die 5-punt beskrywing van haar bruidegom, oor sy karakter, sy uniekheid. En sy begin om te sê, vers 10, my beminde is skitterend wit en rooi, uitnemender as 10.000, die getal vir 1000 of vir 100 of 10.000 of wat ook al, beteken eintlik is die volle som van 'n ding, so dit beteken die volle som van wie ook al. Hy is uitnemender as almal. Sy sê eintlik in die ander Engelse vertaling sê he is radiant. He is radiant. Hy is skitterend, hy is oorweldigend. Hy is uitnemender as almal. Sit jy al die ander manne van die hele wêreld, laat hulle almal daar staan, dan is hy radiant, hy sal uitstaan bo hulle almal, hy sal glinster, want hy is uniek. Hy is uniek. Hy is anders. Hy is nie soos Baal nie, hy is nie soos Mohammed nie, hy is nie soos Allah nie, hy is nie soos Boeddha nie, hy is nie soos Krishna nie, hy is nie soos wie ook al nie. Hy sal bo hulle almal uittroon, hy is radiant, hy is skitterend, hy glinster. En onmiddellik het sy hulle aandag en hulle luister. En sy gaan dieper en dieper en dieper en sy verklaar haar bruidegom, want sy het hom leer ken.
Ek wil vandag vir julle sê, weet jy wat, wanneer gee jy hierdie verklaring? Nie wanneer dit goed gaan nie. Dis in die midde van die storm. Dis in die midde van die seer. Dis in die midde van die stilte, wanneer hy nie reageer nie. Dis totaal en al teen die vlees van die mens in. Maar weet jy, dis hoe 'n bruid begin praat, wanneer sy waarlik die bruidegom ken. Die waarheid wat in jou hart aangaan, oor jou ware intieme kennis, oor die bruidegom kom uit in die midde van die storm. Nie in die midde wanneer dit goed gaan nie, wanneer die druk op jou geplaas word, dan kom dit wat binne is, na buite. Sy ken hom, sy het hom leer ken, in die vorige hoofstuk is die vrug van die vorige hoofstukke, hierdie wandel met hom. Hy het sekere werk in haar lewe gedoen, sekere goed ingebou, sy het baie foute gemaak, maar hy werk saggies met haar, hy bou in haar in. Hy is met haar siel besig. En weet jy, toe plaas hy net so weer 'n bietjie druk op hom, hy lok haar uit om te sê, kom, in die midde van hierdie storm, gaan jy sien as 'n krisis, my bruid. Jy gaan dit sien as 'n krisis, maar dit is nie 'n krisis nie. Dit is nie 'n krisis nie. Dit is ook nie eintlik 'n toets nie. Maar dis juis in hierdie krisis, dis juis wanneer die wêreld geskit word en die storms aan die gang is, dat ons hom so moet soek en die wêreld moet sê, hoekom soek jy hierdie God, wat al hierdie kyk hulle in die wêreld, waar is die God? Maar weet jy, die wêreld sien die waaragtige en die egte liggaam van Jesus baie vinnig raak, hoor. Hulle kan die valse kerk van die egte maklik onderskei. Maklik onderskei. Maar dis in die midde van die storm. Ek sê nie ongereddes nie, nee. Jy weet, ons kan met hom wandel. Ons het dieper beweeg, my broers en susters. Dis 'n uitnodiging vir ons almal. Jy weet, wat is die beskrywing wat uit my hart kom in die midde van die storm? Want is hierdie beskrywing wat hierdie bruid gee oor haar bruidegom, wat hulle laat reageer op die volgende manier. Sy sê, nadat sy die beskrywing gee in hoofstuk 5, dan reageer na die dogters van Jerusalem, hoofstuk 6 vers 1 weer, dan sê hulle, waar het die beminde heen gegaan, o skoonste onder die vroue? Hulle vra eens, maar nou waar is hy? Waar is hy? Hoekom vra hulle waar is hy? Dis hulle reaksie nadat hierdie bruid die beskrywing gegee het oor haar bruidegom, dan is hulle reaksie, waar het die beminde heen gegaan, o skoonste onder die vroue? Waar is hy? Hoekom? Waar het die beminde omgewend dat ons hom saam met u kan soek? Jy sien hierdie krisis, wat sy gedink het is 'n krisis, het gelei dat daar nog mense saam met haar soek, want in die krisis is haar reaksie so anders, die uitdrukking van 'n hart oor wat sy van hom leer ken het in die intieme wandel met hom, is vir hulle so ontnigtering, is vir hulle so mooi, is vir hulle so aanloklik, dat hulle sê, nee, waar is hy? Waar is hy? Ons wil hom ook vind, ons wil hom ook vind. Is ons verklaring van die bruidegom vir die wêreld so aanloklik, die manier wat ons oor hierdie Jesus praat, ons beskrywing van hom, sy karakter, ons intieme belewenis van hom, is dit so aanloklik dat die wêreld wil sê, ek soek hom ook. Ons soek hom ook. Ek het baie oor hierdie ding gedink, wat sal my beskrywing wees aan die wêreld oor die bruidegom? En ek wil die vinnig gou 'n baie belangrike vraagie vra. Dit is net hier waar jou vyand ons vang met 'n slap riem. Ek raak nie baie emosioneel nie. Maar dit is so iets wat in my hart borrel oor hierdie saak. Rakende myself en die liggaam van Christus. Is hierdie konstante veroordeling waaronder ons sit, waaronder die liggaam ons plaas. Nie die wêreld baie maal nie, die liggaam. Baie maal die prediking. Want ons verstaan nie sy hart nie, ons hoor die woord, maar ons hoor dit as veroordeling. Ons hoor iemand se woord, maar ons hoor dit as veroordeling. En weet jy, dit is omdat ons hom nie ken.
is omdat ons hom nie ken. Weet jy, ek nou vanoggend, die Here het my met hierdie vraag gekonfronteer, toe ek sit en, maar wat sal my beskrywing wees? Toe moes ek nou half mooi dink, en ek dink, en die Here sê, ek gelos dit hierdie gedagte by my, ek moet dit vir u vra. Want as u vir een oomblik in die binnewêreld gedink het, toe ek vir u vra, maar wat sou u beskrywing wees van hom? En u in die binnewêreld beleef het, ek het nie eintlik 'n vreeslike beskrywenis van hom nie. Jy weet, en jy voel alweer soos 'n, ja, jy weet, ek wandel ook nie regtig met die Here nie, en ek sommer weer negatief, en jy sommer weer voel, half hierdie, al is dit net so geringe gevoeltjie. Dan moet jy weet, hy wil vir jy sê, dis nie hy nie. Dis nie hy wat dit vir jy sê nie. Weet jy, God werk nie op 'n manier van veroordeling en aanklag op die lewe nie. Dis nie sy stem daai nie. Dis die stem van die vyand. En hy vang ons so fyn, fyn, fyn. As jy hierdie goed hoor wat hy vir u vra, maar want baie maal sit 'n ou, ja, weet jy, ek luister ook nie altyd na sy stem nie, en in die storm het ek ook verkeerd gereageer. Jy weet, en yes, ek tree nie, en is hierdie nie. God, is nie een wat negativiteit in u lewe wil werk nie, hoor, is nie sy stem nie. En jy moet leer om dit te onderskei. Weet jy wat wil God doen, wanneer hy hierdie goed vir jy sê, en daai stemmetjie is sag, as hy wil jy uitlok. Hy wil eintlik, as jy voel, maar weet jy, my beskrywing van hom is so, en jy begin uit dink, hierdie halwe, nee, al is dit so fyn, weet jy, ek wil my Bybel begin lees, ek wil hom begin soek, daai is God. Dit is die bruidegom. Hy werk om vir jou honger te wil gee, wil jy met honger voel. Nie veroordeel voel omdat u beskrywing dalk nie so fantasties is soos die se beskrywing, en die beskrywing nie so fantasties is soos daai weerling, nou voel jy half, dis nie God daai nie. Dis hy fyn stemmetjie wat net so 'n flikkeringkie van 'n vlammetjie wil, jy moet dit gryp, en jy moet dit vat en sê, Here, hiermee loop. Nie met die negatiewe gedagte nie, nie met die veroordeling wat ek beleef nie. Hy is die vyand, hy wil ek veroordeel voel, want hy weet, jy het al vir 'n tyd nou nie met die Here gewandel nie. God staan nie in veroordeling en wag op jou nie. Nee, hy wil jy uitlok, hy wil 'n vlam in jou hart aansteek, hy wil jy honger maak om te soek, dis sy stem. Die stem van die bruidegom. Nie die stem van veroordeling nie die stem van negativiteit nie die stem van aanklag op die lewe nie. Nee, die stem wat wil uitlok en sê, my dogter, my bruid, my vriendin, my sielsbeminde, as jy dit nog nie het, ek wil met jou wandel, ek wil dit vir jou gee. Volg my, soek my net met jou hart. Ek soek jou hart. Weet jy, moet nie fokus op die foute nie. Sy was ongehoorsaam. Ja, sy was ongehoorsaam, en ek sê nie doen sonde, wees ongehoorsaam nie. Die bruidegom sê dit ook nie, maar weet jy, hierdie helse krisis in u lewe, wat u vir maande by sal optop, oor hoe ongehoorsaam u was in die Here. Ons kan so oor hierdie goed. Die Here wil sê, stop het. Dis die vyand, fokus op my. Sy fokus nie op die ongehoorsaam, en sy weet sy was ongehoorsaam. Sy fokus onmiddellik op wie hy is. Die Here wil vir sy stop om te bedink aan die ongehoorsaamheid en die sonde, en hoe 'n slegte kind van God is, en hoe swak jou voorbeeld was, en daai is die duiwel wat dit in die inpomp op 'n daaglikse basis, dat hy vir hierdie beeld wil gee, dis die bruidegom. En die bruidegom wil vir sê, dis nie ek daai stem wat so raas in jou kop, daagliks raas, en jou so depressief maak, en jou so te neergedruk wil maak, jou so van my af weghou, dis nie my stem nie. Luister 'n slag na hom. Hy praat anders, baie sagter. Hy is so hard soos ekie. Hy is so hard soos ekie. Hoor hier. Weet jy wat is hy, want die preeknotas is nie lekker nie. Hoor hier. Waar is ek nou? Sorry julle. Daar is hy. Hoor vers 3. Vers 2 van hoofstuk 6. Ek wil gou net vinnig
My beminde het afgeloop, dis nou na hulle hom nou wil soek, né? Die dogters van Jerusalem en die bruidegom, die bruid soek hom. Vers 2 sê sy, my beminde het afgeloop na sy tuin. Sy sê nou vir hulle waar hy is. Na die balsembeddings om hom te vermaak, in die tuine en om lelies te versamel. Wat se lelies versamel hy? As nog lelies. Hy het vir haar vroeër gesê in hoofstuk 1, jy's 'n lelie onder die dorings. As nog lelies. Hy het gegaan om hulle te versamel. Is nog of interessant toe hulle toe sy, en dis baie maal die as jy hom werklik ken, jy ken die pad terug. As jy net nie na die storm sal luister en die gemaal in jou kop nie, you know the way home. Jy weet waar hy is. Sy sê mos nou vir hulle waar is hy, is dit nie? Sy vra nou net vir hulle in die vorige hoofstuk, help nou om te soek. En nou sê sy vir hulle waar hy is. As hy storm maar net stil raak, dan weet jy, the way home. Jy weet waar hy besig. Jy weet waar hy is, jy weet waar om te vind. Maar kyk hier, dis die mooie. Dis vir my die ongelooflike mooie hoofstuk vers 3. Ek gaan vers 3 en dan hoofstuk 7 vers 10. Ek gaan afsluit met daai gedagtetjie daar, maar net gevindig die volgende een. En dan maak sy hierdie uitspraak. Nou hoor net gou. Ek wil jy moet net gevindig dit hoor. Die bruidegom het nog nie gepraat nie. Nadat sy ongehoorsaam was nie. Hy het nog nie gepraat nie. Sy het hom gesoek. Sy was verwond. Sy het die dogter van Jerusalem gevra, help my soek. Sy het beskrywing gegee oor hom. Dit het soveel soeke by hulle uitgelok en sy het hulle die weg aangewys, daar waar die lelies wy. En dan maak sy die uitspraak in die midde van die storm, in die midde van 'n ongehoorsaamheid. En weet jy, dit dui absoluut op geestelike volwassenheid en stabiliteit, dat sy sê, ek is my beminde sin en my beminde is myne, hy wat herder is onder die lelies. Dan ongelooflik. Dat in die midde van die storm weet sy, ek is syne, hy is myne. Dis nie net ek het my lewe aan hom oorgegee nie. En weet jy wat 'n oorgegeede lewe beteken nie, jy gaan nooit weer ongehoorsaam wees nie. Want ons lewe met hierdie viertjie verhaal, dat as ek my lewe oorgegee het, ek weet nie, dan is ek so heilig soos Sint Pieter, hulle kan my maar salf as die poop. My poep gaan nie eens meer stink na garlic nie. Dis 'n leuen man, jou poep gaan stink. En as jy hard poep, hier nog 'n briefmerkie ook. Jy's 'n mens. Weet jy, sy is in die midde van die storm, sy weet wie sy is, sy het identiteit, hierdie bruid hoor. Hierdie bruid is nie meer verlore nie. Sy is nie verlore in die storm nie. Sy weet wie sy is in die storm. Sy weet sy is syne, en sy weet in die storm, hy is myne. Sy het identiteit, sy het standvastigheid, en hier praat hy vir die eerste keer weer. Hoor wat sê hy? Mooi is u my vriendin soos Tirsa, lieflik soos Jerusalem, verskriklik soos slagordes met vaandels, draai u oë van my af weg, want hulle verskrik my hare soos skudde bokke wat van Gilead afgolf, u tande soos 'n kudde skaapooie wat van die drinkplek af opkom, wat almal tweelinge het en geen een onder hulle sonder lam nie. Ek gaan nie nou weer vir die beskrywing daar gee nie, dit is deel van sy beskrywing in hoofstuk 4, die honeymoon pakkie, maar hy bevestig dit weer. Jy's nog steeds vir my so, jy was ook gehoorsaam. Gee een woord van veroordeling, condemnation. Jy gaan nie vir my een keer dit vind. In enige van die vorige hoofde waar sy klei getrap het, wat hy haar een keer veroordeel nie. Hy bevestig haar heeltyd. Hy sê nie dis oké nie. Hy sê nie vir as mooi jy die sonde gedoen nie. Nee. Hy laat haar die pad loop, want hy stap saam met haar. Hy is met haar besig. Hy is nie met haar besig met veroordeling op haar foute nie. Hy weet sy het geleer hierdie pad wat sy geloop het. Want sy het hierdie krisis anders hanteer as die ander. Die vorige keer het sy haarself toegesluit met tralies en mure. Nie hierdie keer nie. Hierdie keer gee sy beskrywing oor hom en sy lok nog anders saam, as 'n werking in haar lewe plaasgevind. Hy is met haar besig. Hy staan nie met veroordeling oor jou foute nie, hoor u. Ek wil hê jy moet dit hoor in u hart. Jy moet dit inneem. Ons maak almal foute.
Maar hy stap nie met hierdie pad van veroordeling en condemnation nie. Dis nie sy stem nie. Skud dit af. Hy stap die pad om hier op te bou en onmiddellik uit die krisis hy's weer op te wek en te sê, jy's nog steeds vir my daai mooie by honeymoon naggie. Beleef jy nog net so? Is jy nog net so mooi? You are still ravishing my heart. Hy sê nie 'n woord, omdat sy nou onmiddellik gereageer het soos hy praat, hy bou haar onmiddellik op. En dan kyk hier, sê daar is 60 koninginne en 80 byvroue en jongvroue sonder getal, een, die is my duif, hoor net, daar is 60 koninginne en 80 byvroue en jongvroue sonder getal, die is 'n hordes vroue, ek kan enigeen van hulle hê. Hier staan die ongehoorsame voor hom, die gewonde staan hier voor hom. En sy kan dalk voel, maar in die midde van al hierdie, jy weet, jy so ongehoorsaam en soveel sonde, kyk hierdie groot geestelike mense wat hier rondloop, asof hulle onderarmpies nie stink na gympie tennis nie. Maar dis hoe mense kyk. Weet jy, as jy vir haar, in die midde van almal daai, een, die is my duif, en dis jy. In die midde van haar ongehoorsaamheid sê hy, nee, toch even, dis myne. As dit een vir my, en weet jy, God is nie altyd 'n God van die hordes en die massas nie. Dis 'n persoonlike God, wat werk met 'n individu, op 'n individuele vlak. Haal jou oë af van die ander koninginne en die ander jongvroue en hy wil vir jou sê, nee, een is my duif en is jy. Vergeet nou van die massas. Hou rondkyk. Dis nou ek en jy. My bemin. Ek wandel met jou. Vergeet van die wandel met daai ene. Ek is met jou besig. Bou haar op. Gee haar weer identiteit. Bevestig haar. Laat haar weer veilig voel. En hy bevestig eintlik haar eie woorde vir haar, nee, ek is my bemindes en my beminde is myne. Hy bevestig dit om te sê, weet jy, ek is werklik joune. Hier's klomp ander vroue, maar ek is joune. En ek het net een duif, jy's myne. En dan maak sy weer die uitspraak, en julle weet jy, hierdie is die ding wat ons so die hartklop van die bruidegom moet verstaan, hoofstuk 7 vers 10, ek is my bemindes en sy begeerte is na my. Deur dit alles is dit wat sy ontdek. Deur die storms, deur die verwonding, deur die ongehoorsaamheid, bevestig hy haar elke keer deur die pad van opbou, deur die pad van stig, deur die pad van leer, deur die pad wat sy 'n kudde van getuienis kry in haar lewe, deur die pad van volwassen wording, deur die pad van openbaring oor wie hy werklik is en verklaring van hom wat ander mense inlok om hom saam te soek. Bevestig hy aan mekaar en dit wat jy in 'n binnewêreld beleef en dit wat jy moet beleef in die midde van al is hy stil en al is jy gewond en al was jy ongehoorsaam, moet jy weet, een is my duif en sy begeerte is na jou. Want weet jy, ons sit vir maande wanneer ons in 'n slag getrap as gevolg van die gevoel van veroordeling. Ek wil God nie soek nie, wat wil hy met my hê? Wat weet jy? As jy die bruidegom werklik ken, sal hy uitroep, in die midde van dit al, sal hy weet, hy staan nie om my te veroordeel nie, hy het 'n begeerte na my. Hy wil nie hê ek moet op hom fokus, nie op die slegte goed nie op die verwonding nie, nie op die ongehoorsaamheid nie op die sonde nie, kom maar net by hom. Hy sal die deur dit lei, deur dit laat groei. U kan geen sonde oorwin nie, net Jesus in u kan sonde oorwin. U kan maar relax. Ek is my bemindes en dit spreek van 'n lewe wat oorgegee is. Ek probeer nie meer nie. Ek soek hom maar net. Al maak ek foute, ek soek net. Al doen ek sonde, ek hou aan met soek. Al doen ek sonde, al wat ek kan doen is en al waarop ek kan staat maak in die midde van my ongehoorsaamheid is wie hy is. Nie wie jy is nie, wie hy is. Ek kan hoeveel voorbeelde uit die Bybel ek noem. Dawid,
Psalm 51, want kyk, lees maar bietjie, waar fokus jy op die karakter van God, wanneer hy daar kom en hy sy skuld bely. Nie een keer oor, ja, maar hy het nou so en so, nie een keer nie. Nee, maak net staat op God se geregtigheid, God se liefde, God se soewereiniteit. Weet jy, mag ons soekers raak na die bruidegom. Mag die harde geroep in die kop en in die hart, wat jy so miserable laat voel, mag jy sê, shut up. Jy lieg. Jy sê die bruidegom nie. Jy sê aanklaer van die broeders. Luister nie meer na jou stem nie. Die bruidegom praat anders. Hy wandel anders. Hy reageer anders. Hy doen anders. Jy vra jouself die vraag af, ken ek werklik die hart van die bruidegom, sonder om veroordeel te voel? Hoe reageer jy in die storms, wanneer jy sy stem nie hoor en jy verwonding beleef, miskien deur iemand by die werk, miskien iemand in die kerk, miskien waar ook al. Kom met jou hart uit, wat is die vraag wat in jou kop begin maal oor hom? En het al baie deur my kop gekom met God speel met my. Ek is 'n puppet on 'n string. Ek is maar vir hom 'n ou poppie. Hy maak met my net as ek wil. Jy weet, jy kan maar eerlik wees met jouself. Hy weet in elk geval wat daar binne maal. Die kritieke vrae oor hom. En weet jy, as jy daai goedjies so nadink, dan moet jy eintlik vir jouself sê, weet jy, ek het 'n valse konsep van die bruidegom in my hart. Dit moet afgebreek word. Dis nie hy nie. Dis die leenaar. Gebeur met ons almal. Die bruidegom veroordeel nie vanoggend nie, hy wil net sê, kom, soek my. Ek wil hê jy moet my vind. Ek wil jou opbou. Ek wil jou herstel. Ek wil my stem laat hoor. Ek wil hê jy moet beleef, ek het 'n begeerte na jou wat brand. Jy moet beleef, hierdie bruidegom het 'n begeerte na jou, sy duif, sy susters bruid, sy vriendin, sy skone, sy mooie. Sy hart is na jou, al het jy wat gedoen. Soek hom. Hy wil gevind word. Kom ons maak toe die oë.